Here God, almagtig is U, Here. Almagtig, Here, is U, Here. And You came to set the captives free, Here. U het gekom, Here, om ons te kom vrymaak, Here. U het gekom, waarlik, Here. U het gekom, Here, om ons te kom vrymaak vanoggend, Here. U het gekom, Here, en die besluit, my God, staan by een en elkeen van ons, Here. En ek bid, my God, dat U sal kom vanoggend oor hierdie gemeente, Here, dat U sal kom losny, Here, wat ons so vashou, Here, dat hierdie sikkel sal kom breek, Here, dat U sal kom uitblaas, Here, by daai deur, Here, wat ons terughou, Here, dat ons hierdie reusies, Here, sal hardloop, Here, soos oorwinnaars, Here, want ons is oorwinnaars, Here, in die naam van Jesus Christus, ons is oorwinnaars, want ons is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En ons het die wenstreep, Here, het ons getalent, het ons gebreek, Here, want ons is meer, Here. Ons is meer as oorwinnaars, Here. En ek bid, Here, hierdie wat ons so krummels eet, Here, dat ons sal stop, dat ons sal gaan na die tafel wat U vir ons gedek het, Here, dat ons sal kry, Here, die beste, Here. Die beste, Here, wat U vir ons het, Here. Die beste, Here. Here, dat ons self, ons ophou onsself so sal sien, Here, as second-hand citizens, Here. Kosbaar, Here. Wonderfully, perfectly, Here. U, Here, maak nooit, Here, 'n reject nie, Here. Nooit, Here. Dit wat U skep, Here, is volmaak, Here. Dis perfek, Here. Dis waarlik, my God, dis perfek. En vergewe ons, my God, dat ons mense so kom tag. Vergewe ons, Here, dat ons met snaakse oë na mense kyk, Here. Werklik, Here, ons, Here, moet op ons knieë gaan en voor U kom vergifnis vra, Here. Ons is so maklik, Here, met hierdie tong van ons, Here, om so verwoesting te saai, Here. Kom kap ons los, Here. Kom snyf ons af, Here. Kom rig ons op, Here. Kom rig ons op, my God. U het ons koop, Here. Ons het al die wapens hier in ons hand, Here. Ons het dit, Here. Ons het dit in ons hand, Here. Ek bid, Here, dat ons hierdie wapens, Here, sal gebruik wat God in ons hande plaas, Here. Dat ons sal fokus op hom, Here. Dat ons op ons sal kyk, Here, hier in ons sirkeltjie rondom ons, Here. Dat ons sal sê, God, You are King. The King above all kings, Here. En geen, Here, omstandighede sal ons kom druk nie, Here. Niks, Here. Ons kan maar wakker raak, Here, met daai naarkoeltjie op ons maag, Here. Daar's krag in die naam van Jesus Christus. Waarlik, daar's krag in die heilige naam van Jesus Christus. Die keuse is joune. Gee vanoggend daai tree vorentoe. Daar is oorwinning vir jou. Dit wat verby is verby. En geen ander mens het die reg om jou te kom tag oor dit wat gister en verlede week gebeur het. Selfs nie eens vanoggend nie. Want ons is, Here, vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En ek bid, Here, dat ons as 'n gemeente sal step into that, Here. Dat ons sal instap, Here, in daai vrymaking, Here. Want ons is, Here, ons is koningskinders, Here. Hoekom, my God, hoekom sal U vir ons 'n klip gee as ons 'n brood vra, Here? Hoekom, Here, sal U vir ons 'n klip gee, Here, as jy 'n brood vra, hoekom sal God vir jou 'n klip wil gee? Because you are fearfully and wonderfully made to His image. Perfect. Perfect. Skit weg daai gembos, asseblief net. Skiet dit af. Skiet dit net af, so asseblief.
Kap dit weg. Ons is Here, ons is waarlik vrygekoop, Here. En ons self-worth, Here, is in U. Nie mense se goedkeuring nie, Here. Ons self-worth, Here, is in U, my God. U weet, Here, ons marteling daar in die nagte in die bed, Here. U weet, Here, ons stryd daar in ons stilte alleen wees, Here. But Jesus, You came to set the captives free. En dankie, Here, dat U voorspoed het vir ons en nie teenspoed, Here. Dat U vir ons 'n toekoms het, Here, 'n verwagting, my God. 'n Toekoms, Here. Verwagting, Here. Here, en die toekoms, Here. Die toekoms, my God, is in U hande, Here. En ons, Here, moet dit verklaar. Ons moet dit leef, Here. Ons moet die duiwel kom konstant herinner. I am a child of God. Ek is voorwaar. Ek is voorwaar. Ek is 'n kind van God. En jy het nie reg om 'n pyl te kom afpyl nie. Jy het nie. En daarom kom vra ek nou, Here, kom vul vanoggend hierdie gebou, my God. Nie met ons teenwoordigheid nie, Here. Met U heilige teenwoordigheid. Bevul hierdie gebou, Here, met U heilige teenwoordigheid. Ek bid, Here, dat ons hierdie preconceived ideas, Here, van hoe moet kerk wees, Here. Ek bid, Here, dat ons daai programmetjie, Here, sal kom opskeer, Here. Dat ons werklik, Here, net sal kom en sê, Here, hier is ons, en gebruik ons vandag, Here, tot die eer en die verheerliking van U heilige naam. Amen. Amen. Wow. Ek wil vir jou vra, ons sit nou pragtig hier vanoggend, soos baie van ons elke Sondagoggend hier sit. Getrou, elke Sondag kom klok ons hier in by hierdie gebou, want ons begin 9:00. Ek wil amper sê, dis die ritme, dis die gewoonte waaraan ek en jy gewoond geraak het, want dit is hoe dit is. Dis bietjie vroeg soms, veral in die winter, jy kan nie maar die kerk 'n bietjie later laat begin nie. God sit nooit 'n tyd op jou nie. Nooit nie. As jy vandag wakker raak en jy is so benoud en jy roep uit na God, He's there. Hy's net daar. Net daar wat jy hom soek, daar is hy. Terwyl jy slaap, dan is hy daar met jou. Die Heilige Gees is besig om jou te werk, man. Hy's besig om my vuil kolle. Ek het gister dat ek 'n broek daar en hy't sulke, ja, dit lyk soos vet kolle. En ek gaan weer en ek gaan haal my sunlight seep en ek vry vir hom. God is konstant besig om te werk aan my en jou se karakter. En soos hy met jou werk, so anders te werk met jou, so anders te werk met my. En dit is so wonderlik. There is no blueprint for every person on this world. Daar is nie 'n uitgewerkte programmetjie en hy moet so en so en so en so en so en hy moet ook so en so en so. Nee. God sê, come my brother, come my sister, kom. Gee jy net die tree vorentoe asseblief. Gee net die tree vorentoe. So ek wil vir jou vra, die jaar is pretty much verby. Gerard gaan nou so 'n klip wys. Dit is van, ek gaan nou nie sê dis alles nie, hoor. Asseblief, moenie my kom check na die tyd oor dit nie. Dis meeste van dit wat ons elke Sondag en party Saterdag en wat ook al hier in hierdie gebou kom doen dit. En dan wil ek vir jou vra, kyk 'n bietjie na dit en dan dink jy by jouself, daar is mos nou meeste van hulle 'n fotootjie op. Maar dan dink jy 'n bietjie by jouself, moenie kyk na die fotootjie, kyk na die topic. Hoe het Pierie geestelik gegroei uit hierdie wat ons al in hierdie jaar gepraat het, hier by Nuwe Lewe Familiekerk? Kyk Gerard.
Daar's hy. Ek dink elkeen van ons, en ek het ook nou na so 'n paar gekyk, of 'n paar het na my toe teruggekom. En dat vanoggend wat vir my nou verskriklik nogal goed aansluit by vanoggend se boodskap. Wat enetjie uitgestaan wat Dudley gedoen het, steek my vuur aan. En ek het gekyk na die vlamme en ek dink, Here, is ons vure almal aangesteek hierdie jaar? Is ons vure regtig waar aangesteek hierdie jaar? Of kom ons soos goeie, getroue Afrikaners, ons kom maar elke Sondag kerk toe. Dis die regte ding om te doen, want as ek kerk toe kom, dan gaan ek hemel toe. Jy gaan surprise word. Jy gaan 'n verskriklike groot ontnigtering kry. Jy gaan klop daar by die poorte van die hemel, hulle gaan vir jou sê, daai kant toe. Ek en jy moet 'n lewendige verhouding met God hê. Beteken dat jy moet heeldag op en af en jippie. Nee, dit is nie. God, ek het dit mos al vroeër ook gesê, God werk met een en elke van ons op ons eie manier. Op ons eie manier. En toe ek nou so spring te dink, en ek het mos altyd gesê, ek is nou nie een van die predikers wat so op en af spring nie. So karring God ons, man. So kom God en hy mold ons so. Want jy kom ons hier met jou kleipot, hy sal hier 'n stuk prestiek op en daar 'n lappie. En wat doen hy? Hy kras hom. Hy maal vir hom so fyn. Is dit maklik? Dis moeilik. Dis verskriklik moeilik om so weer gefyn gemaal te word. En dan begin hy 'n pot maak. En hy vorm dit soos wat hy jou graag wil hê. So vandag se tema is jou nuwe DNA. En die skrif is Openbaring 21 vers 5. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. Kyk, ek maak alles nuut. Staan daar geskryf, kyk, ek maak party goeders nuut. Staan daar geskryf, ek sal nuut maak as ek lus is. Staan daar geskryf, nee, dis nou te koud. Staan daar geskryf, nee, dit reën buite trek het, toe wy oor jou kop. Staan daar geskryf, dis bietjie ver om te ry nou. Nee, hy sê, kyk, God sê, ek maak alles nuut. Alles maak hy nuut. Alles maak hy nuut. Nie party goed nie. En ons almal weet wat die krag van DNA is. Ons almal. Is daar iemand wat nie weet wat die krag van DNA is nie? Is daar iemand wat nie weet wat DNA is nie? Right. So julle is met my. Is julle met my? Asseblief. Praat saam met my asseblief. Praat net saam. Ons weet hoe sterk is die DNA. En dis hoekom jou kind oupa se groen oogies het. Nee. Dis hoekom sussie mamma se krulhaartjies het. Nie van baie papoen eet nie. Nee. Dis die DNA wat so werk. Nou kom hy teen enetjie. Dit is ook hoekom jou kind net soos jy so vol grille en geite is. Daai is nie 'n lekker ene nie. Daai is nie 'n lekker ene om jouself so konstant in jou kinders en in jou kleinkinders te sien nie. Dis not always so present. Dis 'n konstante reminder. Jy moet nie so tantrum gooi nie, maar pappa gooi mos self sy tantrum op sy tyd. Mamma ruk haarself mos nou en dan so in 'n krul in. Ons almal. Ja, kyk jy 'n bietjie na Boetie se sussie en dink jy, wow, dis scary. Dis scary. Daai klein kind wat daar agter sit van my huis, eendag daar by ons huis. En hier lê hy teen die bank met hierdie stukkie van die lyf op die bank. Van hier af op is so regop.
En ek dink, wow, ek het so baie pak gekry oor dit, want ek het so geleer, dan slat my ma, as sy sê, jy moet regop sit, as my ma uit is, dan woep ek my weer hier teen die muur. En dis eintlik verskrik, en dis nie gewoontetjies nie, wat definitief het hy my nie so gesien lê nie. Dis hoe die DNA werk, dis hoe hy werk, en dis nie altyd lekker om jouself so constantly remind te word. Oh, kyk my floors, kyk net. En ek wil vandag vir jou waaragtiglik vra, julle met klein babietjies en klein kindertjies, party mense het mos, as hulle nou 'n woord uitkry, en dat so 'n kragwoord, dit is so pragtig. Man, stop die duiwel in sy spore. Stop dit. Moenie dit nog aanwakker met, hoor jy sê nie daar vir 'n kind, jy sê, dis pragtig, wat doen jy? Jy spreek dit hier in die geestesrealm uit. Die duiwel sien, wow, kom, jy dra nog nappies, maar kom hier so, ek gaan jou 'n bietjie mil. Dis DNA wat so werk. Dis ons DNA wat so werk. Hou op om jou kind so te etiketeer. O, hy is nou 'n regte, kom ons, koekemoer sommer. O, hulle is maar so nikkerig, en hulle is maar so, of, hulle ares wel so, en hy kan jy sien, hy is 'n regte koekemoer, kyk al, as hulle kwaad raak. Jy constantly roep dit terug. Jy roep constantly daai bloedlyn terug op jou kind. En jy spreek dit oor hom, of oor haar, of oor hulle. Daar's mag en krag in hierdie tong van ons. Of ons dit nou wil weet, of ons dit nie wil weet nie, ons doen dit. En so werk dit in jou gees ook. En ek praat nou nie van hierdie, ek praat nie van dit nie. Ons almal, ek wil sê almal van ons word groot met sekere goed in ons families. Ons almal raak ons groot, en die vanlyn is so, en daai ene is so, en ons is nou maar eenmal so, jy weet. Soms so nie verbygaan. Ons raak maar kwaad, ons het maar woede, dis maar ons. Ons is maar vrees, ons is maar partykeer 'n bietjie onseker, ons het 'n geneigtheid tot depressie, dis maar die koekemoers of whatever van nou ook al. Of ons het hierdie sondepatrone. My pa was mos nou 'n dronklap, so ek is ook nou maar, jy moet verstaan man, dit kom in my bloedlyn in. Dit kom by my bloedlyn af. Hardop spreek ek dit uit. Dit kom in my bloedlyn af. Jy wil amper sê, verskoon my dat ek nou so is. Verskoon my, maar ek sien nou iemand raak wat eendag vir my sê, jy het 'n wonderlike verhouding met die Here. Maar net so baie keer dan sien ek so die ou pere bietjie opstaan. Net so baie keer. Sien mense nog in jou 'n nuwe Here elke dag? Of sien hulle baie keer die ou enetjie? Dop maar so op. En dan dop hy daar op. Ons moet baie versigtig wees wat ons hardop uitspreek. Ons moet baie versigtig wees waar ons gaan. Ons moet baie versigtig wees van, ons is mos so geneig om, die regering is dit, en want ons is tog so, ons kan dit beter doen, ons kan sit maar bietjie daar man. Ek het jou al invite, kom staan bietjie, kom sit maar hierdie ding om jou kop, of vat 'n ding in jou hand in. Kom staan maar bietjie. Daar's krag in ons tong, daar's regtig waar krag in ons tong. Of ons loop met skuldgevoelens, of ons voel toch so arm, sies toch, ek is so minderwaardig, ek kan nie so bid nie, ek sal nooit so kan sing nie, ek sal lekker spreek ons so konstant dood oor jouself, sommer so nie verbygaan. Nee wat, my oeroupa grootjie was arm, dis maar in ons bloedlyn in.
Hou op om dit te doen. Is julle wakker? Hou op om daai oor jouself so uit te spreek. Hou op. En dan voel 'n mens amper, ja, is dit die moeite werd? Is dit regtig die moeite werd? Dit is nou maar hoe ek is. Ek kan nie verander nie. Ons sê dit so lekker, al sê dit ook vir jouself. Al dink jy dit ook. Die meeste sonde, kom ons hier tussen hierdie twee ore van ons hier. Dis die meeste grootste plek waar sonde gebeur. Hallo. Dis mos hoe die mens is. En dit help ons draai doekies om, nee. Dit help ons wil nou amper hier sit en ons is so pragtig aangetrek en wonderlik. Ons doen dit, man. Ons doen dit. Asseblief, ek wil vir jou vra om verantwoordelikheid vir jou eie lewe te neem. Voor jy wil begin by jou man en jou vrou en jou kind en jou whatever alles. Begin hier. Dit is nie altyd so 'n mooi prentjie wat hier binne aangaan nie. Al is jy pragtig, wonderlik en jy druk almal en jy is so goed en jy is so wonderlik en jy ja, wat jy ook al alles doen wat so goed en mooi is. Regtig waar vir jou vra, dis my stem as nou so. Ons spreek dit, ag dis net maar hoe ons is, maar wat sê Jesus vir jou vanoggend? Wat sê Jesus vir jou? Hy sê die teenoorgestelde. As daai wat jy vir jouself sê, dis nou maar hoe ek is, kan nie verander nie. Hy sê, as jy by my kom, gee ek jou 'n nuwe DNA. As jy by my kom, sê Jesus, nie by Pierre nie, by Jesus. As jy by my kom, dan gee ek vir jou 'n nuwe DNA. Dis iets wat die wêreld nie vir jou kan gee nie. Maar ek kan dit vir jou gee. Jesus sê kom na my toe. Kom na my toe. Hy gaan nie vir jou 'n pleister gee nie. Hy gaan nie vir jou 'n beter weergawe van jouself gee nie. Stop daai ding. Ek het my sarkasme onder beheer. Ek het my woede onder beheer. Jy moet dit glad nie hê nie. Jy moet dit glad nie hê nie. Ek is al baie beter as wat ek was. Jy moet dit nie hê nie. So sleg soos dit is om dit dalk te hoor. Dit is die realiteit. Ek kan mos nie Sondag hier staan en nou net as ek uitgaan, as ek is op 'n rol en ek wil vingertaal praat met die taxi en ek wil te kere gaan nie by die winkel because I need my way. Ons sit gister in 'n eetplek en ek dink so ek voel eintlik so sleg vir die kelner se onthaalwe. Die man gaan verskriklik aan oor die swak diens en ag ek weet nie wat nie. En dit voel mos of 'n mens se hart so. Daai meisie is so dankbaar vir haar werk. Daai meisie moet ook heeldag grille en giere van ander mense hoor. Daai meisie probeer haar beste om vir jou te gee. En nou is daar een slippap wat die kombuisdalk gemaak het of hoe dit ook al mag sy. Ek weet nou nie wat die situasie was nie. Het ons nog so, gaan ons hart nog so uit na ander mense wat so vertrap word. Hoor die mense, ons met hierdie tong van ons saai ons verwoesting so ver as wat ons gaan. Daai koels raak nooit op nie. Daai koels raak nooit op nie. En tussen my en jou. En dis hoe ons is. Dis hoe ons is. En as Jesus vir jou 'n nuwe DNA gegee het, behoort dit nie daar te wees nie. As jy gekyk het, ek weet nou nie hoeveel daar was nie, en jy dink, nou nie eintlik iets vir my beteken nie. Hulle kan dalk 'n bietjie korter praat op 'n Sondagoggend. Jy moet maar daar na jou binnekamer toe gaan, dan maak jy jou deurtjie toe. Dan hou jy net jou mond, dan hoor jy 'n slag wat God vir jou wil sê. Asseblief, daar's geen beter plek van bediening
as daar in jou binnekamer. Net daar alleen. Nie mamma wat jou rug kom cover nie, of pappa wat jou kom. Sies tog, sy man, verstaan nou net vir haar. Jy's alleen. Kaal gestroop van jou grand car en jou whatever meubels jy het, 'n mooi huis en wielde en dik bankrekeninge. Net so alleen gaan jy voor God kom staan. En dan gaan hy vir jou vra, hoorie, wat het jy gemaak met die lewe wat ek aan jou kom toevertrou het? Wat het jy gemaak met die tempel? Want ons elkeen is mos 'n tempel. Is jy 'n tempel van God? Kan iemand, is jy 'n tempel van God? Right. Kom jy op 'n Sondagoggend hier in, hoe gaan jy voel? Die stoele staan so. Die stof lê so. Verlede Sondag se koffiemerke hang hier aan die stoel. Hier sê hulle kan hom gerus die kerkgeslag skoonmaak. Hoe lyk jou tempel? Hoe lyk jou tempel? Hoe lyk jou tempel? Is dit nou verlede jaar se lipstickmerke wat daar in die foambekertjie staan en dan gee ek dit volgende Sondag vir hom, daar's 'n bekertjie koffie en dan vee net gou die lipstick af of hoe ook al sy. Ons het so in 'n gemaklike lewe verval. Ag, dis nou jong mense, shame, sies tog man, have a heart en ja, sies tog en daar's niks waarheider as dit nie, niks nie. En sê ek nou, hy kom in die kerk en kabang, nee, ek gaan hom vir jou gooi nie. Slat ek hom maar by die deur met die Bybel. Nee, ek kan nie met hom wil kom werk, of met haar wil kom werk. Dit wat, ek weet nie wat God se plan met sy lewe is nie. Ek weet dalk wat in sy verlede gebeur het, dit weet ek dalk, en nou, ek weet nie jong, kom ons kyk maar wat gebeur. Lekker spreek ons so dood. Die mens het nou sy lewe omgedop, en nou kyk ons wat gaan gebeur. Kom ons kyk hoe lank gaan dit hou. Of hy of sy begin ook nou so in die kerk staan. Kom ons kyk maar. Ons wag eintlik vir die negatiewe om te kom. Ja, dan sê ek het jou mos gesê man, verlekker ons onsself so in ander se val? Nee, ek moet hom daar. Trek maar jou grandskoentjies uit, dan klim jy daar in die moddersloot en dan sê ek, kom my boeta, of my sussak, kom ek help jou op. Jy het bietjie die pad wys. Jy gaan nie terwyl jy daar lê nou nog met die Bybel vir hom slat, dat hy net 'n bietjie verder kan afgaan nie. Nee. Ons doen nie daai nie. En ons pas op dat ons dit graag wil doen en ek het heeltemal begrip dat ons dit dalk sal wil doen, want ons is so bekommerd oor hulle saligheid. Ons is so bekommerd oor hulle saligheid. Maar hy gaan nie vir jou 'n pleister gee nie. Hy gaan iets heeltemal nuut gaan hy kom maak. Heeltemal nuut. Die Bybel sê mos, ons almal word gebore met 'n ou natuur. En dis daardie deel binne in jou wat gou moet verloor. Wow. Dit kan nie nou slegter met my gaan nie. Sjoe, die wêreld is so onregverdig. Ja, hoe kan dit wees? Ja, gou moet verloor. Jy sukkel om God te vertrou. Ek jaag vanoggend huis toe want ek het iets al vergeet. En dan wil ek terugjaag kerk toe en in my pad, woep, kom die dier voor my ingehardloop. En ek mis hom net so en ek stop. En ek haal die pas en ek sê, Here, die kerk begin eers 9:00. Hoekom is ons altyd so haastig? Ek het in die week, luister ek nou so gesels het van 'n vrou. En sy sê, sy's altyd gereed. As haar dogter haar winkel te vat, dan sy het al die kar se handvatsel in die hand.
As hy op pad is na die voordeur, is die sleutel reg, net om in die gaatjie te druk, laat hy kan, en haar dogter sê vir haar, ma, kan ma nie net wag, tot ek parkeer het. Dan klim ons uit, ek wil amper sê soos normale mense. En toe daai vrou dit sê, toe dink ek, wow, pretty much soos die ene is, wat hier voor julle staan, pretty much. Ek loop ook al, ek kom by die kompleks, dan soek ek al die remote, waar ek moet druk, om die garage oop te kry, ek het al die sleuteltjie wat daar moet in. Man, is jy gereed as die Here nou kom, as Jesus nou kom, gaan jy net so gereed wees? Of gaan jy, wow, ek het nou, dis die laaste ding wat ek verwag het. Nee, is dit dalk daai ou natuur, né? Raak jy maklik kwaad? Probeer jy dinge beheer? Jy verwag almal is 'n poppie aan 'n toukie en ek sal vir hulle en as jou toukie 'n bietjie pap geraak het, gaan ek vir jou 3 knoppe gee dat jy net weer gelyk met al die poppies kan kry. Kan ons dalk net op 'n punt kom wat alles gebeur presies soos wat God wil hê dit moes gebeur. Ek dink nou, ek sien nou iemand hier nou, dink ek aan een oggend toe die water mos nou nie gekook het hè. Was dit 'n probleem? Ek glo nie, want hier is ons vanoggend dan weer. En dis 'n paar maande terug al dink ek. Hoekom wil ons altyd alles so presies hê? So ek het al hier gekom, maar dink ek, sal ek nie nou net hierdie stoel, net 'n bietjie, net so 2 centimeter, ek wil sê meer vir myself, want ek sal daar agter staan en sal ek kom en, hierdie ding is nou net so. Dis waarmee ek en jy onsself besig hou in die huis van die Here. Ons kyk rond, hulle kan gerus 'n slag iets aan dit doen, en ons kyk, ons vergeet wat hier voor gebeur. So vergeet, of jy sit nou dalk vanoggend en dink jy, hoekom sal die man nou so baie water drink vanoggend dalk? Gaan nou met hardloop om nog 'n botteltjie te gaan haal. Prys die Here man, daar is water. Prys die Here, daar is water. Ons moet ophou om alles so te wil. En sê ek nou, ja nee. Sê ek nou, sit terug, let go. Nee meneer. As jy nie môreoggend gaan werk nie, jy gaan nie jou geldjie kry nie. Dis die lewe. As ek wil nie so ver gaan nie, want hulle gaan nou sê ek wel, as ek dalk nie gepiets het vanoggend nie, hier sou definitief iemand gewees het wat kon aangaan. Ons dink soms so, ons is so onvervangbaar. As jy in die hospitaal beland of jy gebeur iets met jou, daar gaan niemand wees, want daai besigheid, daai organisasie moet aangaan. As hier niemand opdaag op 'n Sondagoggend nie, for whatever reason, daar's 'n plan B. Ek is seker van hier's manne wat sal koortjies kap dat die bissies huil. Maar sing, gaan ons sing. Asseblief, hou op om jouself so te etiketeer. I'm the man, I'm the guy. Sal nie gebeur sonder my nie. Ek moet eerlik sê, ek dink partykeer so as ek by 'n troue kom, veral as hulle mense so grief gee, as jy so lank wag, en dinge is bietjie te mekaar, en dink ek, sê ek, was jy sou in elk geval nie gebeur het nie. Hulle sou party gehou het, en dalk môre of oormôre, hulle sou getrou het, niks gaan hulle stop nie. Dit hang nie van jou as mens af nie. Hou op God se werk so uit sy hande uit wil vat. Hou op om dit te doen. En ek wil vir jou sê, as ek hierdie goed nou, soos ek nou al 'n paar keer myself in die rede geval het, dit is, jy word gebore met gou moed verloor, sukkel om God te vertrou, maklik kwaad word, dinge probeer beheer, keer op keer aan dieselfde stryd moet werk. As jy skinder, ek gaan minder skinder. As jy vloek, ek gaan minder vloek. Ag nee, wat tot jy by daai wit deurtjie uit is dan. Dan môreoggend is jy, Here, asseblief, help my net om my tong te beheer, asseblief, dat ek op so skinder, Here, asseblief.
En dan loop ek dalk iemand by check en sê, het jy gehoor gister? Hallo, het jy gesien? Sy het 'n gat in haar kouse gehad. Asof dit al nou uit die hemel uit gaan nou. Kom ons maak ons los van hierdie goetertjies. Kom ons fokus op God. Dat hy die middelpunt wees van jou lewe. Dat hy die middelpunt wees van jou huwelik. Van jou verhouding met jou vrou. Van jou verhouding met jou skoondogters. Van jou verhouding met jou kinders. Met jou kleinkinders. Dis in my hande, ek kan iets daaraan doen. Jy kan nie iets aan my omstandighede kom doen nie. Jy kan dalk vir sy hoor, jy tree nie lekker op hè. Ja, wys jy om vir my te kom sê. Dis ons natuur. Ons is so gou gewip, man. Kan ek gou vir iets sê? Dis nie lekker om kritiek te hoor nie. Dis nie lekker as een daar Sondag gaan. Jy het verkeerd gepraat. Jy het verkeerd gepraat. Ek praat die ander dag met 'n pastoor. Hulle wil nou so 'n interimship begin by hulle kerk, dink ek. Ek weet nie of dit is vir leiers of amper sê ek vakleerling pastore of so iets in daai lyn. Maar dit moet nou iemand wees met 'n teachable spirit en ek wil amper sê ba. Hoor jy, wena, ek moet elke dag leer. Ek moet elke liewe dag wat die liewe Vader my gee, moet ek leer. Ek moet vat, as ek verkeerd getrap het, I'm not untouchable. Ek is seker van, as ek nie Bybels gaan praat nie, iemand gaan iets aan my sê, verseker, of as nie die guts het om dit vir my te kom, hulle gaan, het jy gehoor wat ek gesê? Dan raak dit mos nou weer 'n storie. Terwyl ek kan mos verander daaraan. Ek kan my mannerism, ek kan werk daaraan, ek kan my kennis van die Bybel kan ek kan werk daaraan. Ek kan werk. Of my vrou gaan lief wees vir my, ek gaan my sokkies moet optrek. Ek moet net dink na, wat is dit nou, 41, 3, ek weet nou nie hoeveel, maar in die 40, sy kan nie sonder my nie. Ek dink sy kan baie goed sonder my. Ek weet nie of ek sonder haar sal kan nie. En daar is 'n moeilike punt om te kom, om te erken, I need the body of Christ. I need you to do me. En as ons so kyk na al hierdie flyers, vra maar die wie se fotootjie of name, whatever jy daar gesien het. Dis nog 'n bietjie werk om hier op 'n Sondag te kom staan. Dis 'n bietjie werk. Want God sê ook vir jou, al sê jy, ek wil so graag verander, maar ek val dan nou elke keer. Jou wil het God vir jou gegee. Jou wil, jy moet 'n wilsbesluit, ja, ek gaan hierdie ding in beheer neem. Ek gaan beheer neem oor my tong, of ek gaan beheer neem oor my meer, of wat dit ook al mag wees, man. Wat dit ook al mag wees. Ek gaan beheer daaroor neem. En dit hou op dat die ou natuur jou so terugtrek. Jesus, toe hy na die aarde toe gekom het, nee, toe hy aan die kruis gesterf het, het hy nie net gekom om sonde te vergewe nie. Nee. Hy het vir jou 'n nuwe identiteit gegee. Ek gaan nou nie vra nie. Baie van mense loop mos nou rond met die ou mens. Ek wil dit nou nie so letterlik maak nie. Maar dan kom ons 'n dag wat jy ook 'n nuwe mens raak. Het jy 'n nuwe ID in Jesus Christus? Het jy verseker, of wonder jy 'n bietjie? Wanneer gaan die grootste toets kom? As jy dalk daar by daai ander kant se dorp waar ek al raak geloop het, en die ry maak so en ek stap in en ek sê, nee wat, al koop ek wat vandag, ek gaan nie hier staan nie. Nee. Het jy 'n nuwe identiteit in God aangeneem? Het jy waarlik
die DNA van Jesus in jou lewe? Of slip one, knit one? Slip one, knit one. Skeef gebruik, dan trek ons om net 'n bietjie reg. Hou op jou tweede beste vir God gee, want hy gee sy alles, gee hy vir jou. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En dit beteken, jou verlede, jou ou ID, definieer jou nie meer nie. Jou ou gewoontes bepaal nie jou toekoms nie. Om te bou in 'n toekoms kan ek nie konstant gaan terugverwys. Dis my patroontjie. Ek kan nie konstant gaan terugverwys. Jou swakhede is nie jou identiteit nie. God sit sy hart, sy natuur en sy karakter kom sit hy in jou. Dis wat hy kom doen. Dis wat hy kom doen. Jy begin van binne af, begin jy verander. Wow. As jy nou besluit geneem het, ek wil nie so pinpoint nie, en jy dink nou so terug aan, wat sou ek op 'n ander Sondagoggend hierdie tyd gedoen het? En waar sit ek vanoggend? Wow, Here, dankie vir genade. Dankie vir genade. Dalk het jy vanoggend wakker geraak. Wel, ek weet nie of jy al sou wakker gewees het nie, want dalk het jy eers 'n uur terug by die huis gekom. Dankie vir genade, onbeskryflik groot. En wanneer Jesus jou kom nuut maak, lyk dit nie dis nie altyd dramaties. Hoor, daar's mense wat so en onmiddellik. Dis klein goedjies, dis klein veranderinge. Dag na dag, 'n stukkie hier, 'n bietjie daar, 'n bietjie die, wat ook al daar. Daar is regtig mense, en ek wil nou nie spesifieke voorbeelde, wat 'n dokter sê, meneer, jy gaan nou moet ophou, en meneer kom by die huis en hy sê, ek is nou klaar. Daar is definitief sulke mense. Daar is ook mense wat oor 'n tyd moet minder. Asseblief moet nou nie sê, hy het gesê, ek kan nou stelselmatig, ek kan nou eers weer begin, en nee. Hoe God ook al kies om met jou te werk. En kan ek vir jou vandag sê, kan ek jou vandag iets sê? As jy iets voor God kom neerlê het, nee, en dan kom nou, sê maar 'n jaar of 2, 3 later, en jy dink, wow, ek het nou regtig dit ontbee. Hoor vir my, die duiwel gaan vir jou net so kom. En dan moet jy bid, en dan sing jy kliphardpryse worship in jou kar, en jy, dan laat ek net verby daai, kom ons sê nou maar wat, verby daai onheilige plek, en as ek verby is, halleluja, prys die Here, dankie Here, U het my gespaar. Die duiwel gaan jou nie los nie. Hy speel jou soos 'n vis moeg. Hy gee jou rope. En op 'n dag, dan slat hy jou so met 'n bang. En dan gaan jy moet staan in die krag van Jesus Christus. Dan moet jy voorwaar staan in die krag van Jesus. En dan gaan jy op 'n punt kom. Jy het vrede waar jy voorheen altyd paniekerig geraak het. Jy het absolute vrede. Prys die Here. Ek weet nie hoe die huis hierdie einde van die maand gaan betaal word nie, maar ek het vrede. Ek doen wat ek moet doen. Natuurlik kan ons nou nie so by die huis sit en halleluja, die werk gaan ons nou na my toe aankom. Net nie te vroeg nie hoor, want ek wil 'n bietjie inlê. Wat doen ek en jy om ons omstandighede te verander? Wat doen ek en jy om ons omstandighede te verander? Jy vergewe, waar jy vroeër sou bitter wees hier binne in jouself. Jy dink anders, want jy sien wat God in jou sien. Jy sien wat God in jou sien. Jy wil reg lewe nie omdat jy moet nie, omdat jy wil. Jy wil reg lewe omdat jy wil. En die nuwe DNA wat jy kry, nou, hoe ontvang jy dit? Jy gee jou hele wese oor aan Jesus Christus. Jy bely, Here, ek is 'n sondaar, vergewe my. Maar as jy bely het, asseblief, moenie teruggaan. En moenie teruggaan. Moenie, ek het die
bely nou, ek het nou my woede onder beheer, ek het my sarkasme onder beheer. Jy moet dit nie hê nie. Jy moet dit nie hê nie. En as jy sukkel daarmee, asseblief, kom tik iemand na die tyd op die skouer dat hulle whoever in die gebou vir jou kan gaan bid. Gaan hulle vir jou quick fix bring? Nee. Hulle kan nie, hulle is mense. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees kom om jou te kom verander. Jy moet tyd in die woord spandeer. Jy moet kyk wat in die testament vir jou geskryf is. Hierdie is jou testament. Dis joune. Maak hom bietjie oop. Lees. Jy moet tyd in die woord spandeer. Jy moet kom hier na die gemeenskap van gelowiges. You must come. Ons is nie so 'n groot groep nie. Dit is nou seker maklik om almal daarom te groet op 'n Sondagoggend. Maar daar is ook gemeenskap van gelowiges wat groot is. Wat baie groot is. Wat almal nie, maar net daai presence, net daai teenwoordigheid. Jy weet mos nou as jy gaan as jy sê maar jy gaan eet uit saam met iemand. Jy weet mos presies as dit 'n gelowige is. Jy ken mos nou fellowship, maar jy weet ook as dit 'n wêreldse mens is. Dis mos 'n heeltemal 'n ander gesprek. Pas jy jou aan by die wêreld of bly jy staan op die woord van God? Bly jy staan? Daai vriend van jou wat nou van Sap A of met jou kom. As hy jou vertel van hoe hy hierdie week gehoer en gemoer het en jy hou jou mond, jy's net so deel van hy sonde. Jy moet sê, brother, nee jong, daai is reg. Ek sê nie, ruk nou die Bybel app uit. Hoor jy, daar staan geskrywe, daar. Nee. Ons moet mekaar in liefde aanspreek. Ons moet nie mekaar verwiller nie. Ons moet mekaar in liefde mekaar kom aanspreek. Die laaste slotgedagte is, God se droom vir jou is nie net dat jy 'n beter mens moet word nie, maar dat jy 'n nuwe mens sal word. Hy wil jy moet 'n beter mens word. Hy wil jy moet nuut word. Kyk, ek maak alles nuut, sê hy. Kyk, ek maak alles nuut. Hy wil vir jou identiteit herstel. Hy wil jou hart sag maak. Hy wil jou verlede agter jou sit. Hy wil jou toekoms oopmaak. Hy wil jou binne-in verander sodat jy soos Jesus kan wees. Dit is wat God vir jou het. Wat moet ek en jy doen? Jy moet kom aanmeld. Of jy moet 'n slag hierdie deur van binne af oopmaak want hy bly klop. Hy bly klop aan die deur van jou hart. Jy moet hy deur van binne af oopmaak. Hy sal hom nooit ooptrap nie, nooit nie. En die laaste wat ek wil sê is, Jesus sê ook vir jou, ek gee vir jou my DNA. Kom na my toe. Dis wat God vanoggend wil sê. Ek gee dit vir jou. Kom net na my toe. Amen. Ek wil regtig vir jou vra, ja, as jy twyfel, as jy enigstens twyfel, ek gaan jou nie voor in die kerk laat staan, ek gaan jou nie laat opstaan nie, asseblief, ek wil nou nie begin name noem nie, want dan gaan ek nou net iemand vergeet. Hier is mense wat jou kan help in gebed. Hier is mense wat jou kan help in gebed. Mag ek vra dat julle dalk net na die tyd, die wat voel om vanoggend te bid vir ander mense, net daar gaan staan, dat mense by jou kom aanmeld. En hoor my nou vanoggend. Ek laat my nie vertel, dat daar niemand gaan wees wat daar moet kom klop nie. I'm pretty much sure, hier sit mense. Hier sit mense wat twyfel. Hier sit mense wat goeie, getroue kerkgangers is. Het jy werklik 'n ware verhouding met God? Of doen jy die regte ding? Ek moet daarin begrawe ook word en my kindertjies moet trou. So God sê net, kom na my toe. Kom na my toe. En kyk, ek maak alles nuut.